Onbillike arbeidspraktyke kan jou loopbaan ontspoor voordat jy dit eers besef. Maar wat presies is dit en hoe kan dit jou professionele reis beïnvloed? Kom ons delf in die kategorieë en implikasies van hierdie praktyke. Wanneer daar bepaal word of 'n onbillike arbeidspraktyk plaasgevind het, is dit nodig om identifiseer die kategorie van beweerde onbillike arbeidspraktyk. Bepaal of die werkgewer se gedrag binne die bestek van artikel 186(2) van die WAF val. Beoordeel of die gedrag onbillik was met inagneming van beide substantiewe en prosedurele aspekte. Evalueer bewyse soos werkgewerbeleide, kommunikasie en prosedurele stappe wat geneem is. Byvoorbeeld, as 'n werknemer onbillike bevorderingspraktyke beweer, moet daar aangetoon word dat die werkgewer irrasioneel, onbillik of diskriminerend opgetree het tydens die bevorderingsproses. Indien onbillike skorsing beweer word, moet daar bewys word dat die skorsing sonder 'n billike rede of sonder onbillike prosedures te volg, uitgevoer is. Ten slotte, die toepassing van die beginsels van onbillike arbeidspraktyk behels 'n deeglike ondersoek van die feite, wetlike standaarde en billikheid van die werkgewer se gedrag. Dankie dat u by ons aangesluit het.